Nou goeiemôre julle en baie welkom hier by die 12de April en 'n reeks waarmee ons gaan besig bly vir 'n rukkie. En ek's baie trots dat julle nie die blaadjie gesien het en weggehardloop het nie. Penne uitdeel. Sondag skool, hierdie is kerkskool, maak dit sin? Ja, Sondagskool. Hierdie is Sondagskool. Ek het nie vandag 'n spesifieke teks wat ek met julle wil bespreek nie, en vandag se boodskap is baie vry om gedefinieer te word volgens wat op jou hart is. Vandag se boodskap wil ek jou op 'n punt bring waar jy dink, net dink oor waar jy staan in jou Christendom. Dat wat is die Engelse woord vir complacency? Complacency, om gemaklik te raak, complacent. Nee, om gemaklik te raak waar jy is. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir dit nie, julle het dit, okay. Om letterlik net op 'n punt te wees waar jy net deur die emosies gaan en nie meer die vrae vra nie, is gevaarlik. Want daar is soveel invloede in jou Christendom van buite. Binne in die kerk, die hele Nuwe Testament sê, binne in die kerk sit daar mense wat julle wil wegvat van die beeld van Christus. Binne in die kerk, agter die kansel staan sulke mense, en so jy die verantwoordelikheid om gereeld te kyk na jou Christendom deur die lig van die Bybel en te sê, waar staan ek? Jy gaan werk toe, jy's in hierdie wêreld, jy moet beklei vir elke sent wat jy huis toe bring, en jou Christendom kry storms, en die rots word geslaan, en dalk misvorm hy homself na die jare. En verdwyn die rots waarop jy staan, en dan weet jy die rots was nooit die ware rots nie, en so, dis al wat ek nou wil doen, en ek doen dit na Paasnaweek, want is vir my baie belangrik om na Paasnaweek hierdie vraag te vra, anders het Paasnaweek sy sin en betekenis verloor, en is dit net nog 'n vakansie soos meeste Christene dit gebruik, om vakansie te gaan, te trou en weg te gaan, en dan verloor ons die hart van ons evangelie. Ons Christendom draai rondom die naweek wat nou net verby was. En dis waar die Here sy werk vir ons kom doen het. So, die teks wat ek vir julle wil lees, die vraag wat ek wil vra, kom van Jesus self. Hy het dit vir sy disippels gevra, ons moet dit gereeld vra. Ek lees vir julle die teks, is Markus 8. Markus 8, vers 27 tot 33, as julle hulle Bybels, maar ons gaan met dit. Matteus 16 vertel dieselfde storie, eintlik mooier en meer detail, maar dan praat hy ook met Petrus, en so ek lees maar vir julle die Markus vertelling. Markus 8. Jesus en sy disippels het na die dorpe rondom Caesarea Philippi getrek. Nou, ek wil nie verveel nie, maar dis tog so mooi. Ek was daar, en julle moet iets verstaan hoekom die dorp se naam hier ingeskryf is. So konteks maak saak. Hoekom vra Jesus hierdie vraag, en hoekom sê hy wat hy met Petrus, hoe hy sy kerk, eerste keer dat Jesus oor sy kerk praat, is hier by hierdie dorp. Hoekom? Want hierdie dorp se naam was eerste Panias, dis die god wat soos bokbeentjies het, met sulke horingkies het, dis die seksuele god. En dit was Panias, en toe verander die koning Philip dit na Caesarea Philippi om die Caesar te sê, ek het vir jou 'n mooi stad hier gebou, en hy bou letterlik vir hom 'n stad om die Caesar in Rome te eer, want daar was nou klaar 'n Caesarea op die see. Hierdie is die verste noord wat Jesus ooit gegaan het in sy bediening. Hierdie dorp is die verste wat Jesus ooit noord gegaan het. En so, hierdie koning bou vir die Caesar in Rome 'n stad in die mees goddelose plek in die hele Judea. As jy daar was, sou jy gesien het, is 'n plek waar jy hoendervleis kry, jy aanbid God met vreugde, maar tog aan die een kant van jou hart voel jy die boosheid van die tyd van Jesus, en daar's 'n gat in die rotsskeur, en hulle het beweer dat dis waar die doderyk uitkom, en daar's kindertjies en dit was net 'n vieslike plek, is 'n vieslike plek, en jy besoek dit om te sien wat God kom doen het, en is rots, en is uit die mure uitgekap, gaan Google dit, jy sal sien. Dit's 'n horribale plek. En Jesus bedien verste noord, rondom hierdie ongoddelike, okkultiese, satanistiese aanbiddingssysteem van die Romeinse regering. En hy kom in hierdie dorpies, en hy gaan vir hulle iets vra, juis hier waar die wêreld op sy beste gesien word. Dit wat die wêreld sal wees sonder Jesus. En hy vra vir hulle hierdie vraag, en hy maak 'n stelling by hierdie plek, so ek moet dit vir julle noem. Gaan kyk 'n bietjie op die internet, en kry 'n beeldjie as jy hierdie by die huis weer gaan deurlees. Op pad soontoe, intussen daai dorpies, op pad na die plek toe, vra hy vir sy disippels, wie sê mense is ek? 'n Baie belangrike vraag wat ek jou vanoggend wil vra. Wie sê jou vriende is Jesus? Wie sê jou kollegas is Jesus? Wie sê jou man is Jesus? Wie sê jou vrou is Jesus? Wie sê jou kinders is Jesus?
Wie sê jou maats by die skool is Jesus? Wie sê die mense om jou is Jesus? En moenie dink dit gaan nie 'n effek hê op jou nie. Moenie dink dit gaan nie 'n effek hê op jou nie. Toe almal in Johannes 6 Jesus gevolg het vir die wonderwerke wat hy doen, toe loop almal weg toe Jesus nou vir hulle sê, nou is dit klaar. En toe kyk hy na sy disippels, gaan julle ook nou loop? Want al die mense om jou dien die Here vir hierdie rede, dan begin jy ook die Here dien vir daai rede. Almal om jou is geseënd. Ek wil die Here dien om geseënd te wees. Ons weet ons het 'n groot krisis in ons land as gevolg van hierdie prediking. Die pastoor is geseënd. Ek wil in sy kerk wees, want dan sal ek ook geseënd wees. As ek so leef, dan sal my lewe so lyk. En ons dien die Here vir die effekte daarvan. En Jesus kyk, wie dink die mense om julle is ek? En jy moet hy vraag vra. En jy moet hom kan antwoord, want dit gaan 'n effek op jou hê. En hulle antwoord Jesus toe. Wel, meeste van die mense om ons, die Jode, ons kultuur, die mense om ons sê, jy's Johannes die Doper. Want sy kop is ons afgekap en hy was die grootste profeet in 400 jaar. Vir 400 jaar het hulle geen profeet gehad nie, toe daag Johannes die Doper op. Hulle was so lief vir die goddelikheid wat hierdie man uitgestraal het. Hulle het net gedink God het Johannes die Doper uit die dood uit opgewek. Interessant. Anders sê dis Elia, want Elia sou weer kom verskyn. So dan sê seker maar Elia. Intussentyd was dit die gees van Johannes die Doper. Anders sê jy's net 'n groot profeet. OK, is mooi. Allei goed is mooi beskrywings, dit kan 'n eer wees as mense jou daai titels gee, want al drie daai titels is fenominale titels om te dra. Baie wonderlik, ek bly mense dink so hoog van my. Johannes die Doper was die beste mens wat ooit uit 'n vrou uitgebore is en Elia was die magtigste profeet en ander sê, jy kom van God. Hy vra toe vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Daai vraag is al wat ek wil hê jy moet huis toe gaan vandag. Wie sê jy is hy? Wanneer laas het jy stil gaan word en daai vraag neergeskryf, sodat dit in jou hart vasgeanker kan word? Wie sê jy is hy? Ons definisies moet sigbaar vir ons wees, want partykeer sê ons net, hy's die Messias. Wat beteken, wie is hy vir jou? Definieer wie. As jy sê Johannes die Doper, verstaan presies wat mense bedoel het. Want ons weet wie Johannes die Doper is. Hy's Elia. Ek weet presies hoekom jy dink Jesus is Elia, want ek kan verstaan wie Elia is. Profeet, ek verstaan wat profete gedoen het. Wie is Jesus vir jou? En hy vra vir hulle, wie sê julle is ek? En Petrus spring uit die bos uit en sê, U is die Messias, Grieks, Christus. U is die Christus, die Messias. Matteus 16 gaan 'n bietjie verder en ek wil vir julle lees wat Petrus sê, want dit is so mooi in Matteus 16. U is die Christus, die Seun van die lewende God. En Jesus antwoord Petrus, gebaseer op die feit dat hy sê, jy is die, wat beteken dit? Jy is die Messias. Ek weet nie, ek vra jou daai vraag. Petrus het blykbaar geweet wat hy bedoel, weet jy wat Petrus bedoel het? Want wat ook al dit beteken, toe Petrus sê, jy's die Christus, was so radikaal vir Jesus, dat toe, en vir almal om hom, dat toe Petrus dit sê, is Jesus 'n reaksie, 'n radikale reaksie, en die kerk word gebore, Pinkster is die uitstorting, die geboorte van die actual kerk, maar hier is waar Jesus die kerk bespreek vir die eerste keer. Hoor jy daai woord, Ecclesia? Ecclesia, kerk, is eintlik wat dit is, Ecclesia. Jesus skryf, hy sê, op hierdie rots. Wat se rots? Want hy staan by 'n klomp rotse wat vir die duiwel toegewy is. Maar hy sê, op hierdie rots. Wat se rots? Wat Petrus nou net gesê het, die revelasie van wat Petrus gesê het, dis waarvan Jesus praat. Want Jesus is daai revelasie, né? Hy sê Jesus is iets wat mense nie dink hy is nie. Nou op die feit dat jy sê ek is wie ek sê ek is, op hierdie revelasie, op hierdie rots, sal ek my groepie, sal ek my gathering, sal ek my mense, sal ek my volk, sal ek my groepietjie, sal ek my kerk oprig. En al die magte van die doderyk
sal dit nie oorwin nie. En hy sê dit op die plek waar die doderyk die sigbaarste is in die hele Judea. Dis hoekom hy dit daar sê. Hierdie vieslike plek waar julle Jode nie eers wil besoek nie, dit kan niks doen teen die kerk nie. Dis powerful. Nou kom hierdie great revelasie, wie is die Christus? Ek vra jou die vraag, wat beteken dit? Maar nou sê Jesus direk na hierdie revelasie hierdie volgende woorde. En vra hoekom hy dit sê, want dis interessant. Hoor wat sê hy direk hierna. Gaan en verkondig dit nou aan almal, en vertel vir almal wie ek is. En Jesus sê vir hulle nie dit nie, hy sê vir hulle, Jesus het toe hulle opdrag gegee, om niemand van hom te vertel nie. Dis die teenoorgestelde van Pinkster. Byt vas, moenie die kerk los nie, kom terug oor 40 dae. OK, moet niemand van my vertel nie. Wat ook al Petrus gesê het, was so radikaal, dat as hulle op daai stadium dit land en sand verkondig het, sou die plan nie reg ontvou het nie. So as jy daai stelling maak, is dit so kragtig, dat God self sê, op die regte tyd, op die regte plek, want as daai stelling eers uitgaan, gaan dit iets doen. Dis 'n stelling daai wat jy maak, wat die wêreld gaan skud. Paasfees is nog nie hier nie, wag. Tyd is nog nie reg vir daai stelling om uit te gaan nie. En dan sê hy mos, geen mens het dit vir jou gesê nie, God het dit aan jou openbaar, gelukkig is jy, Simon Bar-Jona. Want God openbaar hierdie stelling aan mense. Wie dink jy is Jesus? God openbaar die waarheid aan mense. Ek vra jou, weet jy, wie is Jesus? Hy begin toe om hulle te leer, nou dat ons weet Jesus is die Christus, wat ook al dit beteken, begin hy hulle toe leer, dat die seun van die mens, Jesus, die Christus, baie moet ly. Deur familiehoofde, leierpriesters en skrifkenners, verwerp en doodgemaak moet word, en na 3 dae dan sal opstaan. Hoekom moes Jesus nou vir 'n klomp Joodse mannetjies, wat weet wat die woord Christus en Messias beteken, nou iets leer, na hulle weet Jesus is die Messias? Hoekom moes hy hulle nou iets leer? Want hulle het dit verkeerd verstaan. Baie Christene sê hulle glo in iets, maar hulle kan nie definieer of verduidelik wat hulle glo nie. En dan as hulle dit begin verduidelik, dan kom jy agter, hulle het nog steeds kinderkerk godsdiens, hulle het nog steeds 'n kinderlike geloof, of hulle het 'n geloof van die internet af, wat nie deurdink is nie. En die Messias vir die Jode was nie wat die Messias was nie. Vir hulle was die Messias 'n koninklike figuur, wat hierdie Romeine en hierdie duiwels aanbidders uit hulle land gaan uitjaag, met die swaard en met krag, soos 'n leeu uit die stam van Juda. Dis die Messias. En toe moes Jesus sê, julle soek 'n leeu, ek is 'n lam. Die Messias is 'n leeu, die Messias is 'n lam. Julle misverstaan wat ek is. En toe moes hy leer wat hierdie revelasie beteken. Ek is die koning wat sou kom. Maar hierdie mense gaan my nie eer nie, hulle gaan my doodmaak. Sal jy my nog dien as ek 'n lam is en nie 'n leeu is nie? Sal jy nog steeds 'n Christen wees as iemand jou Christenskap uitmekaar uitruk en dit weer aan mekaar sit? En wat oorbly is nie wat jy gedink het, dit sal jy nog op die rots staan. As iemand kom karring aan wat jy sê jy glo, om dit oor te bou. Hy het hulle gesê, julle misverstaan wat die Messias is, ek moet kom lei, ek gaan nie hier kom heers nou nie, ek gaan hier iets anders kom doen. Hy het openlik hieroor gepraat. Petrus was toe so geskok, die een wat sê, ek weet wie hy is die Christus. Petrus was so geskok oor Jesus se revelasie oor wat Christus beteken, dat toe Jesus vir hom sê wat dit beteken. Ek meen, jy's God. OK, dankie. Nou gaan ek vir jou sê wie ek is. Nee, dis nie wie jy is nie. Ek weet, dink aan die grap wat hier aangaan. Wat God wil hê jy oor jouself moet leer ken. Jy wat jare al 'n Christen is. Jy kan nie van my kom enigiets leer nie. Dus dink 'n bietjie oor wat hier aangaan. Petrus is die een wat die revelasie van God afkry. God sê dan vir hom wat daai revelasie beteken, en nou gaan Petrus vir hom sê,
shut up, jy weet nie wat jy sê nie. Dis Christendom vandag. Ons wil sê wat Christendom is, maar ons lees nie ons Bybels en gaan nie kerk toe nie. Dit stel nie belang nie. Kerk is terrible en die Bybel, wie kan dit verstaan? Niemand kan die Bybel verstaan nie. En as ons kerk toe gaan om dit te verstaan, dan hou ons nie daar. Sien julle wat hier aangaan, maar dit is so belangrik om die konteks te verstaan. Petrus draai toe om toe hy hierdie hoor. En hy, dis my so snaaks. Hy het Petrus het die seun van God, die beloofde Messias, een kant toe gevat en met hom begin raas. Sien julle dit, as julle met my in die preek? Die een met die revelasie, vat die ewige koning een kant toe en sê hom, nee, jy jok, wat jy sê is nie reg nie. Wie dink jy is jy, Christen? Jesus het omgedraai. Ek kan sy oë, ek kan my verbeel hoe Jesus lyk. Hy het omgedraai, na sy disippels gekyk. Petrus raas nou hier met hom. Jesus het omgedraai. Sy rug gedraai op Petrus. Jesus het omgedraai van die man wat op hom skree, na die res van sy disippels gekyk wat Petrus hom vanaf weggevat het. Hy het omgedraai, teruggekyk na sy disippels toe, en Petrus aan hulle begin berisp. Hy het nie met Petrus gepraat nie, hy het met hulle gepraat oor Petrus en gesê, gaan weg van my af, Satan, want dis nie Petrus wat moet weggaan nie. Dis die gees van Caesarea Philippi, hierdie demoniese gedagte van godsdiens wat moet gebreek word. Gaan weg van my af, Satan. Satan beteken net dood eenvoudig bedreig, nee, bedrog. Jy bedrieg jouself. Jy bedrieg jouself want jy sê jy glo, maar jy weet nie wat jy glo nie. En jy dink jy glo, maar jy glo nie regtig nie en daarom bedrieg jy jouself. Here, in jou naam het ons hierdie goed gedoen. Gaan weg, ek ken jou nie. Dis wat hier gebeur. Gaan weg van my af, jou bedrieger, want jy bedink nie die dinge van God nie. Jy bedink dinge van mense. Elke predikant wat julle, want Christene luister meer preke vandag as in die, nog nooit in die geskiedenis, het Christene so baie preke gekry soos vandag nie. En jy moet jouself 'n vraag vra, as jy so na predikante luister, bedink hulle dinge van mense? Hoekom luister jy dan na hulle? Want jy wil dit hê. En party predikante bedink die dinge van God en hulle is so moeilik om te verstaan en vervelig om na te luister, dan gaan luister jy maar weer na iemand wat dink oor mense. Want die mense wat dink oor God se goed is moeilik. Jy moet daaraan kou, jy moet dit dalk 2 of 3 keer luister. Jy moet dalk 1 preek 5 keer in die week luister in plaas van 5 preke elke 1 week. Het dit sin gemaak? 1 preek 5 keer in plaas van 5 preke in 1 week. En soms as jy oor die dinge van God dink, is dit nie so eenvoudig of so algemeen nie, want sy gedagtes is nie jou gedagtes nie, en sy wee is hoor as jou wee. En so, meeste predikante na wie jy wil luister, is mense met wie jy dalk bots, want jou hart is dalk ver van God, jy weet dit nie eers nie. En nou luister jy na hierdie predikant en jy is soos, weet of ek saam met jou stem nie? Hoe gaan vind uit, hoekom stem jy nie saam met hom nie? So sal jy groei. Maar ek is mal oor wat Jesus hier sê. Jy bedink nie die dinge van God nie. Jy bedink die dinge van mense. En so alhoekom ek hierdie blaadjie vir julle gee om jy te gaan stoei, is omdat toe Petrus in die kerk kom en Petrus begin pastoor speel oor kerke, toe sien hy hierdie ding plaasvind en glo my, as enigiemand weet hoe lyk dit om te dink jy weet wie hy is en dan agtertoe kom jy weet nie wie hy is nie, raai wie's dit? Petrus. Nou Petrus kry sy kans om vir mense te sê wat dieselfde fout maak as wat hy gemaak het. En hy kyk na hulle, gaan lees die konteks, want die hele konteks is so mooi, maar net vir vanoggend, hoor wat sê hy soos hy praat oor Christus. Hy is die een wat gesê het Jesus is Christus. Nou preek hy oor Christus. Hoor wat sê hy vir hulle. 1 Petrus 3 vers 15. As iemand julle uitvra oor die hoop wat in julle leef gemeente. Dis jou versie hierdie. As iemand jou uitvra oor wat in jou leef, wees altyd reg om te reageer.
wees altyd reg om te antwoord. En as jy 'n jong Christen is die regte reaksie, man, kom sit langs my op 'n Sondag. As jy 'n jong Christen is, en hopelik miskien het jy ergens 'n groep bymekaar getrek of 'n groep bygewoon, kom sit saam met my op 'n Dinsdag aand. Miskien sê ek, kom saam met my Woensdagoggend na die mannegroep toe. Miskien sê jy so iets, dis 'n goeie reaksie. Maar as jy nie meer 'n jong Christen is nie, kan jy nie sê, gaan vra die pastoor nie. Want Petrus sê, dis nie goed genoeg nie. Want dan weet jy nie waarvan jy praat nie. En so Petrus sê, jy moet reg wees om te antwoord. Is julle leefgemeente reg om te antwoord? As iemand jou vra oor wat in jou leef, kan jy antwoord? Kan jy antwoord? Nou vandag gaan oor daai vraag. So, ek wil niemand embarrass, niemand op die spot sit nie, ek wil niemand, dit gaan niks oor dis jy persoonlik en jy en jou God. God vra vir jou die vraag, wie sê jy is ek? En so my vraag aan jou is, hoekom is jy 'n Christen? Dis my vraag. Hoekom is jy 'n Christen? En van julle antwoord hom vinnig en maklik en ek gaan vir jou sê, jy het hom nie reg geantwoord nie. Die antwoord wat jy nou net in jou kop gegee het, is nie 'n goeie antwoord nie. Nou, ek oordeel niemand met 'n goeie antwoord nie. Ek sê net, my ervaring is, jou antwoord is nie regtig 'n goeie antwoord nie. Hoekom? Hoekom is jy 'n Christen? Want ek glo in Jesus. Jesus se boetie sê die duiwel glo in Jesus en hy sidder en bewe. Wat beteken dit? Ek glo in Jesus. Wat beteken dit? Wie is Jesus vir jou is die vraag. Wat ek glo in Jesus is nie 'n antwoord nie. Hoekom is jy 'n Christen? Hoekom is ek 'n Christen? Wat beteken die woord Christenskap? Want hoe kan jy die vraag antwoord sonder om daai te verstaan? Ek glo in Jesus. Wat beteken Jesus? Hoe kan jy sê jy glo in Jesus as jy nie weet wat Jesus beteken? Wat beteken Christenskap? As jy nie weet wat Christenskap beteken, hoe kan jy sê ek is deel van Christenskap as jy nie weet wat Christenskap beteken? En ons sê hierdie goed sonder enige definisies en Jesus wou seker maak Petrus ken die definisies, want Petrus moes die kerk lei. Hy moes reg wees om te antwoord. Handelinge 11 vir die heel eerste keer is so 'n mooi stukkie. Maar in Handelinge 11 in Antiochië is die disippels, dies wat Christus gevolg het, vir die eerste keer Christene genoem. So hoekom is hulle Christene genoem? Hoekom word jy 'n Christen genoem? Wat beteken dit om 'n Christen genoem te word? Ons glo in Jesus. Nee, het 'n miskonsep soos Petrus gehad het. So, ek wil jou 'n kans gee. Met die pen in jou hand, en asseblief doen dit. Ag, asseblief moenie lelik wees met my nie. Vat die pen in jou hand. Want daar's twee plekkies. sien, heel links en heel regs. Heel links. Daar's 'n paar lyntjies. Hou toe dat jou vrou nie vir jou lag oor jou antwoord wat jy skryf nie. Nee, ek speel. Toe my 'n gunsie, skryf ietsie daar. Moenie jouself oordeel nie. As jy gesê ek glo in Jesus. As dit genuine jou antwoord is, skryf dit. Skryf wat jy nou sal antwoord as ek na jou toe kom en ek stap nou na jou toe en sê jy's mos in daai snaakse kerkie daar wat niemand weet waar dit is. Jy's mos in daai snaakse kerk, nee, ons is nie lid, ons jy's in daai leefkerk, nee. Ja. Hoekom is jy 'n Christen? Skryf vir my iets. Skryf net vir my iets daar neer. Vir jou, skryf vir jou iets daar neer. Asseblief. Ek is 'n Christen. Want as iemand jou uitvra oor die hoop wat in jou leef, wees altyd reg om te reageer. Ek is 'n Christen want ek hoor te veel mense praat. Hey, cheat, hey, jy gaan altyd 0 kry.
Okay, van julle is overachievers, julle wil A+ op julle rapportkaarte kry. Net ietsie een sinnetjie, 2 sinnetjies. Dit hoef nie iets crazy te wees. Okay. My punt is vir die vele wat dit dalk nie nou doen nie of voel net is nie 'n lekker spasie nie, gaan dink daaroor by die huis. Dis 'n bitter belangrike konsep. Hoekom doen ek hierdie simpel skoolding met volwasse mense? Want is een ding om in die kerk te sit en net te hoor wat ek sê en antwoorde te hoor, is 'n ander ding om vir jouself dit uit te dink. Elkeen moet sy eie heil uitwerk met vrees en bewing, sê die Here. Jy kan nie net hier sit en hoor wat, jy moet gaan sit en dit met jou eie maak soos Petrus, dit sy eie gemaak het. Dis al hoekom ek jou dit vra, asseblief julle. Is bitter belangrik om hierdie goed neer te skryf en uit te dink. Mans, julle is die leiers van julle huise. Julle is in beheer van maatskappye en mense wat onder julle werk en julle werk vir mense wat na julle kyk vir goeie werk. Jy moet antwoorde hê want as jy vir die Here skyn, gaan mense dit moet sien en jou vra daaroor. Okay. Belangrik dat 'n man hierdie goed kan sê. Okay. Good. As jy klaar geskryf is. Okay. Jy kyk nou na jou eie antwoord wat ook al jy geskryf het en ek het nou klaar met my ma gedoen en my ma was nie baie lief vir my nie. Sy het my uitgetrap, maar ek gaan dit nou doen wat ek met haar gedoen het, maar met jou doen, maar dis jou persoonlike ding, want my ma moes nou hierdie pastoor kry wat vir haar sê, nee, simpel, swak, nee, is nie 'n Christen nie. Okay, ek gaan dit nou nie vir jou persoonlik kan doen, jy kan dit vir jouself doen. Okay. Kyk na jou antwoord, of die antwoord in jou kop is, of die antwoord jy neergeskryf het, of wat jy dink jy sou sê met meer tyd. Kyk na jou antwoord en vra jouself hierdie vraag, want glo my, ek het al baie mense hierdie gevra. Is jou antwoord gebaseer op die effekte of die voordele wat Christendom jou bied? Is jou antwoord gebaseer op die effek van Christendom of die voordele van Christendom? Ek is 'n Christen want hy het my dogter se lewe gered. Ja, wow, as hy my kind so gered het. As sou ek hom ook al my eer gegee het. Dis 'n mooi antwoord, behalwe dit is nie. En ek weet ons het daaroor gepraat. Dit is nie 'n mooi antwoord nie. Dis die effekte van dis die voordele, dis die effekte. Ek is 'n Christen want, wat is jou antwoord? Is jy bang vir die hel? Daarom is ek 'n Christen, ek wil nie hel toe gaan nie. Swak antwoord. Ek wil graag hemel toe gaan, maar die hemel is verseker beter as hierdie aarde. Swak antwoord. Maar ek is 'n Christen want ek het so groot geword. Dan gaan nie 'n Boeddhis wees nie, 'n Moslim, as jy mal, jy kan sien wat doen hulle. Nee, luister hier, ek is 'n Christen want wat anders kan ek wees? Ek is nie dom genoeg om te glo daar is nie 'n God nie, maar sit by die huis, doen wat ek wil, lees die Bybel wanneer ek wil, maak soos ek smaak, maar ek is 'n kulturele Christen. Ek is so groot gemaak. Ons Afrikaners is mos maar Christene. Ons het met die Bybel groot geword. Al my vriende is Christene, wat anders moet ek wees? Partykeer sal jy dit nooit admit nie, nooit erken nie, en dis 10-10-1 vir baie mense die waarheid. Jy's 'n Christen want almal om jou is soort van Christene. Wie sê die mense is hy? Jy's 'n Christen, ek het dit nou klaar gesê, want hy het jou gebed beantwoord. Jy's 'n Christen want jy hoop hy gaan jou gebed beantwoord. Jy is 'n Christen want hy het een of ander wonderwerk gedoen vir jou of vir mense om jou of iets wat jy op 'n preek gehoor het. En dit inspireer jou so baie dat jy hom aanbid. Wat van sy wette? Ons leef in 'n immorele wêreld. Wat van die feit dat ek is 'n Christen want ek kan sien hoe moreel is sy wet. Ek kan sien die wêreld maak sin met hom, sonder hom maak niks sin nie. Ek dien hom want sy wet is mooi en as ons nie eens volgens sy wet leef nie, is dit 'n horribale wêreld. Ek dien hom in sy wet. Of wat van ek dien hom want dis waar. Argeologie, wetenskaplikes, grou in die grond. Wat ek weet Islam is vals. Ek weet Boeddhisme is vals. Ek weet hierdie Hindus is almal mal. Ek weet dit. Dis mos logies nie. Christendom het 'n logika aan hom en ek is 'n Christen want ek kan sien dis logies, dis waar. Dis feitelik bewysbaar. Swak antwoord. Alhoewel baie mense beklei vir dit om die antwoord te wees. Dis alles swak antwoorde.
En Jesus gaan jou een kant vat en jou iets baie basies leer oor hoekom jy 'n Christen moet wees. So kom ons gaan vra eers 'n paar vrae. Wat beteken die woord Jesus? Wat beteken die woord Jesus? As jy nie weet nie, daar's 2 lyntjies, so as jy verkeerde antwoord het, kan jy die volgende in die regte antwoord skryf. Maar wil jy dit 'n go gee? Jy hoef nie, ek gaan julle soos kinders hanteer nie, ek wil hê jy almal moet sodat dit uit jou uitkom. Wat dink jy beteken Jesus? Ek het al vir baie Christene gevra, dan weet hulle nie, en my vraag is, jy bid in sy naam, jy ontsing sy naam. Wat beteken Jesus vir jou nie? Nie 'n emosionele vraag nie. Ek praat van letterlik sy naam. Ek praat van letterlik Matteus 1 vers 21. Matteus 1 vers 21 sê, die engel praat met Maria en sê vir Maria, sy sal 'n seun geboorte gee en jy moet hom Jesus noem, want. Hoekom is sy naam Jesus? Hoekom bid ons in die naam van Jesus? Hoekom is Jesus die enigste naam hoekom is die naam van Jesus so belangrik? Dis die soetste naam vir my. Hoekom? Want hy doen iets vir jou. Hoekom is sy naam so soet vir ons? Wat beteken sy naam? As iemand jou vra, moet jy verantwoording kan doen. Dit is jou God sy identiteit op aarde. Dit was sy naam op aarde. Sy naam beteken dood eenvoudig, God red. God red. Letterlik as jy die woord opbreek, Yeshua, Jehovah, God, Shu red. Nie Shu wegjaag nie, kom hier. Shua, red. God red. God die redder, God verlos, is eintlik 'n mooier woord as red, want verlossing is die nagmaalbeker. Hy verlos ons van Panias, Caesarea Philippi. Hy verlos ons van die doderyk. Sy naam beteken dood eenvoudig, God red jou. So elke keer as jy bid, en ek bid hierdie in die naam van Jesus. Jy moet weet wat jy bedoel. Joh, ek hoop nie almal van julle is verveeld met ek sê nie, want ek weet baie van julle weet wat ek sê. Maar dit is bitter belangrik om te kan sê wat hier staan. Nou, hoekom is sy naam so belangrik? Hoekom sê die engel, jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk is nie die Jode nie. Sy volk is nie die Jode nie. Sy volk is mense wat hy kies, dis Christene, dis Jesus se volk. Dis mense wat hy bymekaar maak, soos hy sy disippels bymekaar maak, en hy noem hulle sy eklesia. Volk beteken net groep mense. Dis sy eklesia, maar die taal was vir hulle nie, hulle het nie weet wat eklesia was nie, toe sê hulle die woord volk. Sy mense. Dis, jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy groep mense van hulle sondes red. Dis sy naam, hy sal hulle van sonde. So hoekom is die naam belangrik? 2 dinge. Want as jy die mekaar raak oor hoekom Jesus is, gaan dit wees omdat jy nie weet wat sy naam beteken nie. Sy naam is sy missie. Wat het Jesus kom doen? Jou die krag kom gee in jou mond, sodat as jy met 'n hond praat, hy ophou blaf. Soos iemand nou die dag in 'n selgroep vir my gesê het. Praat net met die natuur. Iemand sê vir my, moenie met jou God praat oor jou probleme nie, praat met jou probleme oor jou God. Ek soos, wag, wat? Wat 'n predikant het dit vir jou geleer? Ek moenie met my God praat oor my probleme nie. Gotcha. Jesus se naam beteken iets, dis sy missie. Sy missie is sy naam. Hy het gekom om jou te red. Hy het gekom om jou van jou probleme te red. Hy het jou nie kom bemagtig om jouself te red nie. Hy het jou nie 'n mond kom gee wat kan doen wat hy doen nie. Hy het jou kom red. Sonder hom is jy niks. Hy doen die redding. En as jy begin die redding doen deur wat jy sê en wat jy reageer, en my mond is so sterk dat ek kan net iets sê, dan mis jy die naam Jesus. Gaan na hom toe en sê, Here, sal U. Ek weet U woord beloof. Here, dankie dat U gesê het. Dankie dat in U. Jy draai na hom toe, want is sy missie om te red. Die tweede ding belangrik is oor sy naam, is dis ook wie hy is. God red. Jesus is God. Hy doen die reddingswerk. Jesus red jou, hy is God. Want sy naam sê, God red. En Jesus red, so Jesus is God.
Hy's meer as 'n profeet. Vir ons Christene is dit nie so moeilik nie, vir die res van die wêreld is dit nogal moeilik, maar dis in sy naam. Moslems sê, ons glo in Isa, maar hulle glo nie Isa is God nie. Maar sy naam beteken God red, en hulle verstaan nie dat Jesus die reddingswerk self kom doen het nie. OK, Jesus se naam is belangrik om te weet. Tweede, wat beteken Christus? Wat beteken Messias in Hebreëus, Christus in Grieks? Wat beteken daai woord? Het jy 'n idee? Wil jy raai? Wil jy iets neerskryf? Woorde maak saak, asseblief nie vir my frustreerd raak nie. Mense sê, Evelyn, jy moes hier op 'n Dinsdag in 'n kursus gedoen het nie. Nee, baie van julle is besig en ek weier as julle pastoor om julle toe te laat om net uit te gaan en nie verantwoording te kan doen oor die goed nie. Ons almal moet hierdie weet as 'n gemeente saam. Wat beteken Christus? Nou weer eens, ons maak dit ingewikkeld. Dit is glad nie ingewikkeld nie. Die woord Messias beteken dood eenvoudig die gesalfde. Die gesalfde. Dis wat jy skryf, dis die woord. OK, maar jy sê, maar wat beteken die gesalfde? Weer eens, hoekom die Ou Testament so belangrik is. 'n Koning word gesalf om hom voor te berei vir sy koningskap. 'n Priester word gesalf as 'n priester. 'n Profeet word gesalf as 'n profeet. 'n Gesalfde beteken jy's voorberei vir die werk wat jy moet gaan doen. Gesalfde beteken voorberei. Sal voorberei vir iets, uitgesonder vir iets. Ek is die gesalfde pastoor van Leefgemeente. Dit klink heeltemal verkeerd, maar julle verstaan my beginsel, né? I'm it. As julle ongelukkig tot julle nie ander plan maak nie, is this is it. Dis wat julle kry, want dit is nou maar waar dit staan op hierdie oomblik tot julle wakker word. So, dis waar dit is, né? So ek is die so ek is voorberei vir hierdie taak. Ek is die Christus beteken dood, is 'n titel. Beteken dood eenvoudig gesalf vir iets spesifieks. Nou die Jode het uitgesien na 'n spesifieke Messias wat gesalf is en gekies is vir 'n baie spesifieke taak. Die taak was wat? Om te kom doen wat God beloof het hy sou doen. So wat beteken hierdie spesifieke woord Messias, gesalfde? Dit beteken die een wat kom doen wat God beloof het hy sou kom doen. Die een wat kom vervul, dit is vervul in julle midde. Dit is vervul in julle midde. Hy kom vervul wat God beloof het, ek blinde oë sien. Verlamdes loop. Ek kondig aan die jaar van vryheid, vervul in julle midde. Jesus het daar aangekondig, ek is die Messias. En dis hoekom hulle hom uit sy kerk uitgesleep het en hom gaan doodgooi het met klippe. Want Jesus het gesê, ek is die gesalfde een. Ek is die een wat hierdie goed kom, wat God beloof het in die verlede, gaan ek laat gebeur. Wat beteken Christus? Dis 'n titel, dis nie sy van nie, hy's nie Jesus Christus, Christus is eintlik Christus Jesus. Die gesalfde een, die gekiesde een, wat ons gaan kom red. OK, so 2 Korintiërs 1 vers 20, ek wil dit vir julle lees. Want nou gaan jy verstaan wat Paulus sê as hy dink aan Christus. Hy praat die hele tyd van die woord Christus dit, ons verkondig aan julle Christus, ons verkondig aan julle hierdie gesalfde een, die beloofde een, die een wat sou kom en kom te doen het wat God beloof het om te doen vir honderde jare. Nou sê hy, 2 Korintiërs 1 vers 20. Al die beloftes, onthou God het aan die Jode iets beloof, 'n nuwe hart. Ek beloof julle om julle sondes te vergewe. Ek beloof 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde. Ek beloof om vrede te bring tussen my en jou. Ek beloof al hierdie goed, né? Al die beloftes van God is in Christus Jesus 'n volmondige ja. Dis Christus. Alles wat God beloof het sy vervulling kom kry in Jesus Christus. Paasnaweek, uittog uit Egipte. Dit was net 'n skaduwee, vervulling in Jesus Christus, nagmaal. Hulle het 'n skaduwee gesien, ons sien die vervulling. Hoekom? Want die Messias het nie vir hulle in hulle tyd gekom nie, hy het nou voor ons tyd gekom. Hy sê, al die beloftes van God is in Jesus Christus 'n volmondige ja. Daarom is dit ook deur Christus se toedoen dat ons
om God te verheerlik. Daarop, op alles wat Christus doen, sê Amen. Amen. Waar's Angus nou? Amen. Hoekom sê jy amen? Ja en amen. Dit is 'n ja. Hoekom is dit 'n ja? Want ek glo in die Christus. Ek glo dat God het kom doen wat hy gesê het, hy gaan doen. En wat hy sê, dit doen hy. Hoe weet jy dit? Christus. Hy het gekom. Nou, hoekom is jy dan 'n Christen? Wat beteken die woord Christen? Okay, die woord Christus is in die woord Christen, julle weet nou wat Christus beteken. Gesalfde een wat God se beloftes kom amen maak het, kom ja maak het. Dis wat die woord Christ beteken. Christ, Christian, Christ, Christen. Wat beteken die een, die vervoegsel daarachter? Groepie. Christen beteken groepie, Messias groepie. Dis al wat dit beteken. Groepie Messias mense. 'n Groepie mense wat glo dat God kom doen het wat hy gesê het hy gaan doen. 'n Groepie Christus mense. Elke keer wanneer jy vir die eerste keer is hulle Christene genoem. Jy kan jouself nie 'n Christen noem nie. Daarom kan jy nie alleen op 'n eiland 'n Christen wees nie. Dis nie 'n titel wat jy ooit vir jouself kan gee. Jy kan in Jesus glo, jy kan hemel toe gaan. Guaranteed, fine. Maar jy kan nie 'n Christen wees alleen op 'n eiland nie. Hoekom? Want 'n Christen is iets wat iemand vir jou sê jy is. Hulle was Christene genoem deur mense wat na hulle gekyk het en gesê het, jy herinner my aan hierdie Messias ou. Jy herinner my aan hierdie ou wat alles kom vervul het wat God gesê het. Jy herinner my aan hierdie Jesus Christus. Jy's 'n Jesus groepie, is jy nie? Jy's 'n Christus groepietjie. Jy's deel van daai Christus mense. Ek sien dit in jou. Ek hoor dit in hoe jy praat. Ek sien dit in hoe jy leef. Jy's 'n Christen. Oh, thank you. Thank you very much. Jy kan jouself nie 'n Christen noem nie. Jou kinders moet jou 'n Christen noem. Nee, wag. Okay, jou vrou moet nee, dis nog erger. Jou werksmense. O, jette. Jy moet iemand betaal om jou 'n Christen te noem. Wow, dis hard. Hoekom is jy 'n Christen? Christen is iets wat iemand sien Christus in jou. Jy herinner hulle aan hoe Jesus geleef het. Dis 'n sigbare verbintenis aan Jesus. Leef jy so dat jou lewe 'n sigbare herinnering is aan wie Jesus is? Aan wat hy kom doen het. Hy het mense kom red. Hy het mense kom red. Nee, hy het nie armes, het hy armes kon voer? Voordele. Hy het nie gekom om armes te voer nie, hoor. As mense sien jy voer armes, is jy nie 'n Christen nie. Ja, Christene voer arme mense, ek verstaan dit. Maar dis nie wat 'n Christen is nie. 'n Moslim kan ook 'n arm persoon voer. Wat is 'n Christen? Dis nie iemand wat honger mense kos gee nie. Jy moet verstaan wie Jesus die Christus is, sodat jy genoem kan word deel van sy groepie. Jy moet begin lyk en reageer soos hy. Ek gee julle 'n nuwe opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Hy maak Christene by die nagmaaltafel. Nee, jy moet jou medemens lief hê soos jy jouself liefhet nie. Dis die wette in die Ou Testament. Hy sê julle moet mekaar lief hê soos ek. Kyk na my, wees 'n Christen. Okay, moenie na jouself kyk nie, moenie innerlik kyk nie, na jou eie liefde vir jouself nie. Kyk na sy liefde, kyk na hom, hy's die Christus. Hy sal jou wys. Okay, so om te eindig, om hier afdeling af te land. Miskien om iets jou 'n bietjie te help om na Paasnaweek, want dis hoekom ek hierdie doen, anders is Paasnaweek net, wow, ons het lekker geëet en aan Jesus gedink. Ons moet Christene wees. Die Ou Testament sê jou jaar begin met Paasnaweek. Die rede daarvoor is, it's a reset, it's 'n herdink. Hoekom is Paasnaweek vir ons belangrik? Hoekom is die kruis? Hoekom is die nagmaal belangrik? Okay. Wat is die goeie nuus? Die Bybel sê Jesus het rondbeweeg van dorp tot dorp en hy het die goeie nuus vir almal verkondig.
Ek tog, hy is die goeie. Wat is the good news? Wat is die gospel wat ons moet verkondig? Nou, gospel beteken, evangelie beteken dood eenvoudig, goeie nuus, ek het dit nou net gesê, goeie nuus, is wat dit beteken. Nou is my vraag is, maar wat is die goeie nuus? En ek vra hierdie vraag vir julle, want al hierdie vrae definieer hoekom jy 'n Christen is. En as jy nie definisies vir hierdie goed het nie, gaan jy sukkel, jy gaan een of ander predikant se definisie aangryp, en dit gaan nie jou eie wees nie. Dit gaan nie uit die Bybel uitkom nie. So gee my kans om net vir julle te sê, wat is die goeie nuus wat hy verkondig het? Ek is hier en ek verkondig die goeie nuus van God se koningsheerskappy. Dis wat Jesus gesê het. Ek is hier om aan julle aan te kondig, God se koningsheerskappy het naby gekom. Wat beteken dit? Dit is 'n preek op sy eie, wat ek regtig 'n hele preek aan kan wy, maar ek is al klaar oor my tyd, né? So hier's wat ek vir julle wil sê hieroor, maar gaan kyk daarna. Gaan dink mooi hieroor. Ons sal dit 'n bietjie by die kursus 'n bietjie meer hieroor praat, op Dinsdae-aande. Maar die evangelie wat Jesus kom verkondig het, is in 'n netedoppie, jy kan jou eie woorde daar gebruik, maar dis God se beloftes wat gaan waar word, want die gesalfde een is hier om sy koninkryk te vestig. Wat is die goeie nuus? Alles wat God beloof het, gaan nou waar word. Tada! Want ek is hier en ek begin my koninkryk bou. Dis die goeie nuus. Jesus het gekom. Dis goeie nuus. Hoekom is dit goeie nuus? Want nou gaan God doen wat hy gesê het hy gaan doen. Wel, wat het hy gesê hy gaan doen? Wat is sy naam? Wat gaan hy doen? Hoekom loop ze weg van Christenskap af? Want hulle was nooit deel van Jesus nie, hulle was deel van iets anders. Maar Jesus gaan doen wat hy gesê het hy gaan doen. Dis die goeie nuus. Ek lees vinnig vir julle 1 Korintiërs. 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 5. Hoor wat is die evangelie? Hoor wat is die goeie nuus wat Jesus kom aankondig het? Die hele hoofstuk is mooi, maar ek lees vir julle daai 3 verse. Want die wesenlike wat ek ontvang en ook aan julle oorgelewer het. Dis baie so mooi praat oor die nagmaal, so mooi. Die wesenlikheid wat ek ontvang en ook aan julle oorgelewer het, is die volgende. Hier's die goeie nuus. Hier's wat ek ontvang het, hier's wat ek vir julle preek. Christus het vir ons sondes gesterf. Volgens die Ou Testament. Die geskrifte, daar was nie 'n Nuwe Testament nie. Het Jesaja 53 nie vir ons gesê die Messias gaan doodgaan vir ons nie? Het die Ou Testament nie vir ons gesê wie die Messias gaan wees nie? Hy herinner ons net, ons het dit net nie verstaan soos Petrus nie. Maar Christus het vir ons sondes kom sterf. Dit het ons nou agtergekom, ons Jode het dit verkeerd verstaan. Tweedens, hy is begrawe en het op die 3de dag opgestaan, soos die Ou Testament gesê het hy gaan. Dis wat die Ou Testament gesê het gaan gebeur met die Messias. Het die Ou Testament ons nie dit vertel nie? Nou praat Paulus, hoekom Paulus en nie Petrus nie? Want Paulus was die skrifkenner, en hy sê, Petrus, jy het jou foutjie gemaak, hier's my foutjie. Ek het vir almal vertel wat die Bybel sê, die Ou Testament sê, en ek was verkeerd. Maar nou dat ek met Jesus op pad gestap het, die Christus, sien ek wat die Ou Testament sê. Dis nie 'n boek wat mense doodslaan nie, dis 'n boek wat mense uit die lewe in opwek. Die Ou Testament is mooi, die wet is mooi. Die wet is nie lelik nie. Die Ou Testament vertel ons hierdie goed. En dan derdens, hy het ook aan Petrus verskyn en aan die 12. Hoekom is dit belangrik? Want dis nie net iets wat hy op Paasnaweek gedoen het nie, Pinkster kom. Dis wat hy het aan Petrus en die 12 verskyn, Pinkster. Daar's 'n opdrag. Dis nie net dat hy vir jou gesterf het vir jou sondes nie. Dis nie net dat hy opgestaan het uit die dood uit vir jou nie. Dis ook dat hy verskyn het aan jou en vir jou opdrag kom gee het. Dis die goeie nuus. Sy koningskap het gekom en is aan die groei. Dis goeie nuus. En ek is deel daarvan. Dis die goeie nuus. So, ek wil vir julle sê, al wat ek daarbo bedoel is net oppas vir jou Christenskap, want of jy verdien dit, of jy dit gratis gekry. Alles in jou lewe verdien jy. Alles in jou lewe verdien jy. Jy werk hard, hier die sweet van jou aangesig daarvoor.
behalwe as jy deel is van 'n familie. My kinders kry want hulle is my kinders. Verdien jy jou Christenskap of is jy deel van 'n familie? Ek gaan nie meer daaroor praat nie. Ek hoop Leefgemeente verstaan dit, want baie Christelike kerke verstaan dit nie. En baie Christene werk baie hard om te kry wat die pappa het, dan is jy nie deel van die familie nie. Weet jy, as jy optog en sê, ek is jou kind, dan kry jy dit outomaties. Hoekom? Want familie gee vir jou goed sonder verdienste. Jy's 'n vader, is 'n broer, is 'n vriend. Is nie verdienste nie, maar okay, ek wil nie daaroor praat nie. Ek wil klaarmaak. Daar's 'n lintjie op jou blaadjie. My uitdaging daar vir jou is hierdie. Hoekom is jy 'n Christen? As jy vir my een woord kan gee om te verduidelik hoekom jy 'n Christen is. Een woord. En jy kan nie sê Jesus nie. As jy vir my een woord kan gee sodat ek miskien daai woord sal sien en sê, o, dit maak sin. Ek kan seker sê Jesus, maar ek wil hom afval, ons gaan almal net skryf Jesus. Of Christus, moenie skryf Christus nie. As jy vir my een voorbeeld gee, een prakties Paasfees ete, het ons 'n klomp praktiese goed gedoen om beelde te skep sodat ons 'n beeld kon hou. Maria wat sy voete salf, 'n beeld van sy berei my voor vir my begrafnis. Beelde is so mooi, né? 'n Kruis, dis nie die kruis nie, dis 'n beeld van die kruis. Okay, beelde. As jy vir my een woord kan gee wat vir my verduidelik hoekom jy 'n Christen is. Nou Jesus, die klou. Ons het dit nou net hierdie naweek gevier. Hoekom is jy 'n Christen? Paasfees. Van julle sal dalk eerder sê nagmaal. Hoekom is jy 'n Christen? Ek kan nagmaal gebruik. Dit is ons Paasfees. Paasfees het 'n groter storie. Hoekom is jy 'n Christen? Paasfees het gebeur. Paasfees. Dis hoekom ek 'n Christen is. Paasfees. Verstaan jy Paasfees? Verstaan jy nagmaal? Verstaan jy die voorreg om te kan sê ek is 'n Christen? So vul vir my hierdie 3 woorde in en dan los ek dit net daar. Asseblief kom volgende week terug. Sal ek met my antwoord deel? Kan ons kyk wat is julle antwoord op die laaste vraag, hoekom is jy 'n Christen? Gaan dink daaroor en vul dit in. Vul vir my hierdie 3 woorde in om jou te help om te verstaan waaroor Paasfees gaan, waaroor nagmaal, waaroor Christenskap gaan. 3 woorde om jou te help om te onthou. Jou verlede, skryf die woord daarin, vergewe. Hoekom is jy 'n Christen? Verlede is vergewe. Ek is 'n Christen, my gewete is skoon gewas en my verlede is agter my, dis Christenskap. My verlede is vergewe, so ver soos die ooste van die weste. My sondes is gekruisig saam met Christus. Dis mooi woorde. Nommer 2, jou hede, jou nou, skryf jy daar vir my nuwe. Nou, in my kop is dit nuwe nou. Dit rym net vir my, maar ek wou die tyd in een lyntjie gehad het, maar nuwe nou. Nuwe nou. Nuwe nou. Dis jou getuienis. Verlede, vergewe, nuwe nou. Dis nou, Pinkster. Jy's hier, jy's 'n Christen. Wat's jou nuwe nou? Hoe leef jy anders? Wat's jou nuwe nou? Vertel my jou storie. Wat's jou nuwe nou? Ek is 'n Christen want ek het 'n nuwe nou. Ek is 'n nuwe skepping in die Here. Ek het 'n nuwe verbond, ek het 'n nuwe hart, ek het 'n nuwe hoop. Dis 'n nuwe dag. Alles is nuut geword. Die ou is verby. Jesus het gekom om my te bevry. Die nuwe nou. Wat sê die nuwe nou vir jou? Die nuwe nou. En dan laastens by hoop skryf jy hemel. Weereens, ek sou dit graag wil omruil. Hemelse hoop. Hemelse hoop. Hemelse hoop. Waarna sien jy uit? Waarna sien jy uit? Hoekom is jy 'n Christen? Waarna sien jy uit? Hemelse hoop. Hemelse hoop, hemelse hoop, hemelse hoop. My verlede is vergewe. Ek het 'n nuwe nou. Ek het 'n hemelse hoop. Leefgemeente, hoekom is julle Christene? Asseblief skryf 'n antwoord neer vir jouself. Ek het 'n gevoel as julle pastoor dat daar soveel honger mense daar buite.
Maar ek sê nou vir julle, ek dink party mense kan op ons gesigte sien, ons weet nie wat om te sê nie. Don't ask, En baie van julle het Engelse vriende. Hulle wil nie met julle praat nie, hulle kan nie na julle kerk toe kom nie. Julle klomp Afrikaners, isolationists. Mense moet op jou gesig kan sien, vra my. Hulle moenie sien, ek is bang, ek weet nie eintlik nie, ek is bang ek offend jou. Hulle gaan dit sien. Ek vra jou, leef gemeente, na Paasnaweek, vra ek leef gemeente, en almal wat luister. Iemand gaan jou kom vra, hoekom jy 'n Christen is. Ek wens vir almal van julle, maar ek wil vir jou amper sê, ek beloof vir van julle, want dis wat in my hart aangaan toe ek gebid het vir ons. Van julle gaan gevra word, hoekom is jy 'n Christen? En jy moet kan antwoord. En dit kan nie net wees want ek glo in Jesus. Wees reg om te verwoord. Wat se hoop in jou leef. Paasnaweek het gekom. Dis die beste nuus ooit. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, asseblief wees 'n naprediker en help my net na hierdie baie lang kursusie ding wat ek nou hier probeer aanbied het. Here, help ons as Christene om asseblief te kan verstaan hoekom ons Christene is. Wat beteken dit om Christen te wees? In 'n wêreld waar almal hulle self Christene noem, want dis maar net maklik om jouself 'n Christen te noem. Here, help ons asseblief om te bedoel, nie soos Petrus, U is die Messias, maar hy het nie eens geweet wat hy bedoel nie. En tog was die revelasie goddelik. Om te sê ek is 'n Christen want ek glo in Jesus is 'n goddelike revelasie. Maar weet ons wat dit beteken? En ons wil nie 'n nuwe woord hê nie. Here, ons wil nie die woord Christendom weggooi want almal is Christene nie. Dit is U woord wat U vir ons kom gee het om te beskryf U volk. Ons is Christene. Mag leefgemeente bedoel wat hulle sê en sê wat hulle bedoel. Wanneer die wêreld by ons kom staan en klop. Vertel my meer van wat jy glo. Hoekom is jy 'n Christen? Dankie vir Paasnaweek, Here. Help ons om opgewonde te raak oor die simboliek van wat ons gaan vier met Pinkster wat op pad is. Die hemelvaart, sodat ons Pinkster kan beleef. Ons sê vir U dankie in Jesus naam. Amen. Dankie leefgemeente vir 'n baie anderste diens. Ek's baie lief vir julle wat my net verdra vandag. Gaan stoei daarmee, vind waarde daaruit. Dankie, ek's lief vir julle. Totsiens.